Baie welkom by Agape Gemeente aanlyn en dankie dat jy gekies het om by ons aanlyn diens in te skakel. My naam is Dawie van Skoor en ek is die gemeenteleier by Agape Gemeente en ek weet jy het soveel aanlyn opsies wat jy kan kies van wanneer dit kom by aanlyn dienste. Maar dankie dat jy hierso is. Ons wil dit graag vir jou die moeite werd maak. Ek weet en ons almal by Agape weet die lewe is moeilik, die lewe is gecompliseerd. En daarom wil ons vir jou inhoud skep en vir jou inhoud gee wat jou kan toerus en jou kan help om hierdie lewe suksesvol te leef. So, ons hoop jy geniet die diens, en as jy daarvan gehou het, deel dit asseblief met iemand anders. Nou, ek weet nie of julle al gehoor het van 'n ou met die naam Paul Virilio nie. Nou, Paul Virilio het die volgende woorde gesê. Hy het gesê, the invention of the ship was also the invention of the shipwreck. The invention of the ship was also the invention of the shipwreck. Met ander woorde, as jy op reis gaan, of die oomblik wanneer jy op reis gaan, dan staan 'n moontlikheid dat jy nie by jou bestemming gaan uitkom nie. En as jy vandag hier sit, as jy vandag ingeskakel is, deel van ons aanlyn gehoor, dan is dit belangrik vandag om te weet dat jy op roete is, dat jy en route is, dat jy onderweg is, dat jy op reis is, in jou huwelik, in jou finansies, in jou gesin, in jou ouerskap, in jou geestelike lewe, jou verhouding met die Here. As jy sit vandag, as jy vanoggend opgestaan het, is jy en route, jy's op jou reis. In 2026 en ons 'n moontlikheid dat jy nie gaan uitkom waar jy wil uitkom vandag nie. Want ons sit vandag almal hier aan die begin van 2026, ons is almal op pad na hierdie jaar toe, 2026, ons is op pad na sekere bestemmings toe, maar die realiteit is, as ons vandag hier sit, dan is die kans goed dat van ons by ons bestemming gaan uitkom en van ons dalk nie by ons bestemming gaan uitkom nie. Van ons gaan uitkom by dit wat ons gehoop het om uit te kom en van ons gaan nie daarby uitkom nie, want 2026 is nie staties nie, dis beweeg, dit beweeg en dis 'n reis. Van ons wat hier sit vandag gaan aan die einde van hierdie jaar by sukses uitkom, significance, en ons gaan wees waar ons wil wees, en van ons wat vandag hier sit, gaan by skipbreek uitkom, en iewers op pad na sukses toe gaan ons in die middel stak raak by skipbreek of 'n shipwreck, soos hierdie persoon gesê het. Miskien is dit dalk in jou huwelik, miskien is dit dalk in jou verhoudings, jou geestelike lewe, jou finansies, dis dalk in jou reputasie of wat ook al dit mag wees. Maar die punt is dat almal van ons wat hierdie journey saam begin, gaan nie saam eindig en op dieselfde plek eindig nie. Sommiges gaan by sukses eindig en ander by skipbreek, en dit is 'n sobering gedagte wat ons vandag het as ons daaraan dink. Nou ek weet dit ook, en dit is niemand van ons beplan skipbreek nie. Niemand van ons beplan 'n shipwreck vir 2026 nie. Ek dink nie een van julle het opgestaan 1 Januarie en gesê, ek wil my geloof weggooi nie. Ek wil in my huwelik vou. Ek wil misluk in my ouerskap. Ek wil nie uitkom waar ek wil uitkom nie. Niemand het dit vir mekaar gesê nie. Maar julle, tog gebeur dit. Ek meen, ons is nou net deur die einde van die jaar. Tog gebeur dit. Wat van ons daar eindig. Wat van ons by skipbreek uitkom. Tog gebeur dit. En die vraag wat ek myself vra is, hoekom gebeur dit? En dalk wonder jy ook, hoekom gebeur dit dat almal wat so mooi begin, saam begin, nie uiteindelik by daai plek uitkom nie? Kom nie elkeen van ons by die goals en die doelwitte en die planne wat ons vir onsself gestel het, uitkom nie. Die antwoord wat ek vir jou het, wat ek glo, baie keer gesien het in my lewe, in my eie lewe en ander mense se lewens, is jou bestemming word bepaal deur die pad wat jy vat. Jou bestemming aan die einde van die jaar word bepaal deur die koers wat jy inslaan in 2026, die koers wat jy vandag vat, die rigting wat jy inslaan. En daardie rigting wat jy inslaan, daai koers wat jy vat, gaan jou uitbring by of skipbreek, of dit gaan jou by sukses uitbring. En dalk sit jy hier vandag en jy sê, maar hoe weet ek wat se pad om te vat? Hoe weet ek wat se een lyn na wat? Ek dink julle weet hierdie. Maar dit is belangrik vandag om vir jou te sê, ek het daarom vir jou goeie nuus, as jy wonder, hoe gaan ek hierdie ding uitfigure aan die begin van hierdie jaar? Ek het vir jou goeie nuus. Wie het gekom vir goeie nuus vandag? Nog iemand gekom vir bad news? Hy is op verkeerde plek. Ek het net goeie nuus vandag. Ek het goeie nuus en ek het goeie nuus vandag. So die goeie nuus vandag is dat jy hoef nie hierdie self uit te figure nie. Jy hoef nie self 'n pad te gaan soek of 'n pad te gaan oopkap om jou uit te bring by sukses en jou weg te hou van 'n skipbreek af nie. Want weet jy wat? Die Here gee vir my en vir jou een groot padpredikant. Weet jy wat 'n padpredikant? Dis 'n ander naam vir 'n aanwysing wat langs die pad is. Weet jy wat beteken dit? Hy wys vir jou die pad, maar hy loop die pad nie self nie. Okay, so oral langs die pad is padpredikante wat vir jou sê waar's wat nie.
So die Here gee vir jou een groot sign, een groot padpredikant vandag, een groot aanwysingsbord na die pad wat jy moet vat as jy 'n suksesvolle pad wil. En weet julle wat is daai pad? Daai pad is God se pad. Dis sy pad. So vir die doel van hierdie boodskap gaan ek die woord gebruik, die G1. Okay, dis soos die N1 of die M1. Wie het op die N1 gery hierdie Desember? Wys gou vir my, wie het op die N1 gery? Ja, die trokke is crazy, ja. Dis okay, maar laat ons dan nie daar gaan nie. Maar hierdie is die G1. Die Here sê ek gee vandag vir jou my pad. Ek gee vir jou die G1. En ek wil hê as jy op hierdie pad gaan vandag, dat jy sal uitkom by my droom en my bestemming en my plan en my purpose vir jou lewe in 2026. Jy hoef nie dit uit te figure nie, die G1 lê daar. Jy hoef nie uit te figure, hoe gaan jy nou in die Kaap kom nie, daar is die N1, vat hom net. Of die N12 is daar ook, maar vat net die pad en gaan. Jy hoef nie 'n pad uit te bou of dinamiet te skiet of 'n pad te grawe nie, daar is 'n pad. Die Here sê daar is vandag vir jou 'n pad. As jy wil uitkom by my bestemming vir jou in 2026, vat die G1. Vat my pad. Want die wonderlike ding is dat jy vanoggend in hierdie diens 'n onramp kry op God se pad. As jy sit vandag en jy wil dit doen, hierdie diens vanoggend is vir jou onramp om op God se pad te loop en op God se pad te kom in 2026, maar daar's ook 'n waarskuwing vir môre. En dit is dat jy kan nie dink dat net deur op die G1 te klim of net hierdie pad te begin stap, gaan jy outomaties by God se bestemming uitbring nie. Want nie almal wat op die G1 klim, God se pad klim aan die begin van die jaar eindig daar nie. Ons weet dit, nê? Ons het dit gesien al in soveel mense se lewens. Dalk in jou eie lewe. Baie mense begin goed, baie mense begin so idillies, baie mense klim en sê ek gaan op hierdie onramp klim, ek gaan die G1 vat, ek gaan God se pad stap hierdie jaar, ek gaan saam met die Here wandel. Maar hier teen November, Desember, Oktober is hulle ver weg van dit af wat God wou gehad het, hulle is ver weg van God se bestemming vir hulle lewe af. Hoe gebeur dit? En ek wens die volgende wat ek gaan sê is nie waar nie, maar ek het dit weer eens soveel keer in mense se lewens gesien, hè. Net soos daar die G1 is daar nog 'n baie belangrike pad. En hierdie pad se naam is die V1. Kyk, kan jy dit saam met my doen? Ek's bang julle vergeet. Sê G1. Doen dit saam met G1. Okay, die G1 en dan die V1. Okay, die V1. Nou waarvoor staan die V1? Die V1 staan vir die vyand se nommer 1 pad vir jou lewe. Net soos die Here vir jou doel het vir 2026 in 'n destination arrive, daar's 'n G1, maar daar's ook 'n V1. Die vyand het vir elke een wat vandag hier sit en ingeskakel is, ook 'n bestemming vir 2026. En wat gebeur is op hierdie pad wat jy kies, die G1 om saam met God te stap, God se pad te begin stap, is al hierdie off-ramps na die V1 toe. En ons sien dit soveel keer, mense begin goed, en soos hulle dan op hierdie G1 aangaan, is daar hierdie off-ramps, en hulle vat hierdie off-ramps na die V1 toe, die vyand se pad, en soos hulle op hierdie pad begin gaan, begin hulle geleidelik, stadig maar seker van God af wegbeweeg. Dis nooit vandag nie, dis nooit so nie, dis 'n geleidelike proses, dis iets wat stadig maar seker plaasvind. En geleidelik, soos hulle op hierdie V1 beweeg, stadig maar seker weg van God af, so ervaar ons dat hulle al hoe nader kom aan 'n volskaalse skipbreek in hulle lewens. En ek weet nie wie van julle al gehoor het van C.S. Lewis nie. C.S. Lewis, dalk het jy van hom gehoor, dalk is hy, maar ek eintlik vra wie het nog nie van hom gehoor nie, want hy's 'n bekende Oxford professor. Hy het 'n boek geskryf, die Screwtape Letters. Hy was 'n baie bekende teoloog en kind van die Here. Na sy bekering toe skryf hy die boek, die Screwtape Letters. En in hierdie boek is daar hierdie klomp fiktiewe briewe wat 'n hoofdemoon, sy naam is Screwtape, wat hy dan skryf aan sy junior demoon wat hy besig is om op te lei. Dit gaan basically daaroor in hierdie briewe, vertel hy vir hom, hoe kan jy dit regkry om mense van God af weg te trek? En in hierdie briewe skryf Screwtape vir sy leerling demoon, die junior demoon, sê hy vir hom, moenie met groot major in your face sondes en versoekings by hierdie mense kom nie. Want hulle gaan dit erken en sê, o nee, dis die duiwel, dis die vyand hierdie. En dan gaan hulle nie toegee daar nie. Hy sê, nee, wat jy eerder moet doen, is jy moet baie subtiel, baie saggies, baie stadig, baie geleidelik, moet jy net hulle fokus begin skuif, net hulle so begin shift, dat hulle stadig, maar seker net so half 'n onramp vat, en sonder dat hulle agterkom op die V1 klim, en 'n pad weg van God af, begin bewandel. En dat dit so saggies gebeur, en so stadig gebeur, dat wanneer hulle die dag agterkom, dat hulle eintlik al dit te laat besef in hulle lewens. En alhoewel hierdie 'n fiktiewe boek is hierdie strategie definitief nie fiksie nie. Die Satan gebruik hierdie fiksie al baie millenniums
en is een van sy beste strategieë. En daardie strategie is om mense wat besluit om op die G1 te klim, geleidelik en stadig maar seker af te vat na die V1 toe, die vyand se pad, 'n pad weg van die Here af. So wat ek basies vandag wil doen is, ek wil jou help om hierdie jaar, in 2026, op die G1 te bly. Ek wil jou help om van die V1 af weg te bly, die vyand se pad af weg te bly. En ek wil jou help om op daardie G1 God se plan en purpose en doel en bestemming vir jou in hierdie jaar te bereik. Ek wil jou help om te verstaan wat die vyand se strategie is om jou van hierdie pad af te vat. Want soos ek gesê het, soos ons altyd sien, nie almal wat vandag die G1 vat, God se pad stap, besluit om dit te doen, eindig daar nie. So ek dink dit is belangrik om hierdie strategie te verstaan. En hierdie strategie sien ons nêrens beter, voel dit amper vir my, as in die boek Genesis nie. Dit is in Genesis 13 en ons sien, dit is 'n familie wat besig is om te trek in hierdie encounter. En in hierdie trekproses sien ons daar's twee hoofkarakters. Een se naam is Abraham en die een se naam is Lot. Iemand al van Abraham gehoor? Is er iemand wie se naam Abraham is? Kyk, dis nie jy nie, ek pik nie op jou nie. Okay, so Abraham en Lot. Nou hoofstuk 13 is eintlik 'n hoofstuk wat afspeel na 'n baie pynvolle seisoen in Abraham se lewe. Ons weet Abraham is iemand wat gereeld familiedramas gehad het en issues gehad het met sy familie en sy extended familie. So in hoofstuk 13 sien ons, dit is aan die einde van so 'n drama weer. Hy was op 'n verkeerde plek gewees in Egipte. Onthou die Here het hom geroep uit die land van Ur van die Galdeërs en Lot en die familie het saamgetrek en toe gaan hulle Kanaan toe. Die Here het vir hom 'n belofte gegee, 'n beloofde land. Toe staan hongersnood. En waar hy nou eintlik op die Here moes vertrou om vir hulle te voorsien, want die Here het hulle soontoe gelei, toe besluit hy, kom ons gaan Egipte toe. En in Egipte, kom ons gaan vra hulle vir kos en kom ons gaan wees afhanklik van Egiptenaars. Toe trek hulle Egipte toe. En toe gebeur hierdie crazy ding in Egipte, dis amper so Jerry Springer besigheid wat daar gebeur. En wat plaasvind daarso is, hy sê vir sy vrou, hy's bang, hy sê, Farao gaan sien ons is mense van 'n ander land, ons gaan 'n bedreiging wees, hy gaan ons doodmaak, ons gaan niks kos kry nie. Toe sê hy vir sy vrou, dames, hoor hierdie, hy sê vir sy vrou, maak of jy my suster is. En dan gaan jy na die Farao toe, en dan gee ek jou vir hom bietjie as sy vrou, en dan sorg jy dat hy my nie doodmaak nie, en jy's half sy vrou, is half soos 'n swinger storie daar, en uiteindelik, wat dan gaan gebeur is, jy en ek gaan dan kos hê om te eet, dit gaan great wees. Dis wat plaasgevind het, nee. En op 'n stadium het dit goed gewerk, hulle het baie by die Farao gekry, Farao het baie vir hulle gegee, en dit was great geweest, het goed gegaan, en arme Sarah moes een vir die team vat, daar in die paleis by Farao. En op 'n stadium kom Farao dit agter, en hy sê, het ek gehoor dat dit hierdie vrou wat jy sê is jou sussie, wat nou my vrou is eintlik jou vrou. En hy sê, ja, en Farao sê, tot selfs Farao, goddelose Farao sê, dit is totaal en al messed up, okay? Gaan uit my land uit weg, vat die goed en waai, julle is skurwe mense, go. Julle is 'n ander damse gaanse, weg is julle. En daar gat hulle en hulle vat die pad, en dit is waar ons hierdie eerste vers lees hom saam, hy gaan daar bo ook wees. Hy sê, Abraham, dis nou na hulle weggejaag is uit Egipte uit, Abraham het toe met sy vrou, al hulle besittings en Lot, Egipte verlaat en noordwaarts na die Negev getrek. Abraham was baie ryk aan lewende hawe, silwer en goud. Nou weet julle, toe ek hierdie lees, wat wonder ek? Ek wonder, wat was die gesprek geweest tussen Abraham en Sarah op die pad terug? Wie was al kwaad vir jou man of vrou, en ry julle saam in 'n kar iewers heen? Dit is 'n awkward stilte wat mens weet, nee. Nou kom ek sê julle, hoe awkward kan dit raak? Imagine jy's 'n predikant en jy gaan na huweliksbevestiging toe en jy en jou vrou is kwaad vir mekaar. Soos ek die mense trou, en ek en Melinda het dit een keer mee gebeur, en ons het 'n fight in die kar, en ek kom daar so by die troue, en ek het al hierdie goed oor die huwelik te sê, en soos ek in die audience kyk, skiep ek haar net die hele tyd so, kyk glad nie vir haar. Een oomblik vang my oog, haar oog, en sy sit so, sy gaan so, awkward stilte, so julle kan bly wees, julle is nie in my skoene nie, dit kan super awkward raak, okay? So soos, ek hoop jy gaan 'n bietjie doen wat jy vir die kappel gesê het. So ek dink dit was awkward, maar nou is hulle almal op pad terug, en daai hele swaaibraai storie wat daar in Egipte aan die gang was, nou kom hulle terug, en hulle het baie geld en baie goed gekry. Hy is loaded, Lot is loaded, hulle het baie goed, en hulle is op pad terug na Kanaan toe, sak en pak terug, Kanaan toe. Lees wat sê die volgende vers 3 tot 4. Hulle het van plek deur die Negev getrek, op pad na Bet-El toe, na die plek tussen Bet-El en Ai,
waar hy voorheen kamp opgeslaan het. So hulle is besig om te trek, hulle is besig om die pad te vat, en dan sien daar so in hierdie gedeelte, sê hy in die volgende, in die einde van daai vers, sê hy, hulle het kamp daar so opgeslaan, en dis die plek waar Abraham destyds die altaar gebou het. Hier het hy weer die Here aanbid. Daar's hy. Die plek waar hy destyds die altaar gebou het, maar hy sien in Egipte het hy wegbeweeg van die Here af. Hy was op die G1, hy was op God se pad. Hy het sy lewe, sy seisoen great begin. Maar toe kom Egipte en toe vat hy die V1. En hy besef, toe hy terugkom, luister, die ding het goed losgeruk in my lewe. Daar's net een ding wat ek kan doen, ek moet terugkom op die G1. En dit is my so mooi in hierdie vers om te sien, hy is nie besig om planne te maak nie, hy is nie besig om goeders te brainstorm nie. Wat doen hy om terug te kom na die Here toe? Wat doen hy? Hy gaan terug na die plek waar hy die Here gelos het. Hy gaan terug na die altaar toe. Hy gaan terug na God toe. En hy sê, Here, ek kom kniel vandag voor U. Here, ek kom buig vandag voor U. Here, Egipte was 'n verskriklike messed up storie geweest. Ek is jammer, Here. En hy sê, en hy het weer die Here begin aanbid. Hy het teruggedraai na die Here toe. En ek wil vandag met almal praat wat dalk nie kerkmense is nie, wat jy is. Jy is dalk nie regtig 'n kerkgaande mense. Iemand het jou genooi vandag en jou afgepers, hulle gaan vir jou Romeis koop na die tyd of iets as jy is. Kom tog net na Agapai toe. En hierso is jy nou vandag, en jy is dalk miskien deur Egipte of 2. Jy het miskien dalk baie paaie getravel, en jy sit hier vandag in die begin van die jaar, en jy sê, ek weet nie wat ek kan doen nie. Been there, done that, got a t-shirt, ek weet nie, wat gaan ek doen nie. Kan ek vir jou sê, wil jy nie miskien dalk oorweeg om te doen wat Abraham gedoen het nie? Wil jy nie oorweeg om dalk miskien ook terug te gaan na die G1 toe, hierdie jaar nie? Wil jy dalk oorweeg om terug te gaan na die Here se pad toe nie? Wil jy miskien dalk te doen vandag nie? Sê dalk vir my, ek weet nie of ek so radikaal wil wees, ek weet nie of dit is wat ek wil doen nie. Wel, kom ek vra jou, wat kan jy verloor? Jy is deur al die highways en byways van jou lewe. Dit het nie gewerk nie. Jy is hier vandag. Wat kan jy verloor? Miskien moet jy dit dalk 'n try gee vandag. En soos Abraham terugkom. Miskien sit jy iemand vandag, jy was op 'n stadium op die G1 gewees soos Abraham. Op 'n stadium het dit goed gegaan. Jy was op die Here se pad, dalk laas jaar, dalk 3 jaar terug. Jy was daar. Maar vandag het jy ook 'n draai gaan maak of afgelope tyd in Egipte of wat ook al, en jy smag om terug te kom na die Here toe. Jy smag om terug te kom na God toe. Weet jy wat? Moenie planne maak nie, weet jy wat moet jy vandag doen? Jy moet by Abraham leer wat om te doen, terug te kom op die G1 God se pad. Kom na die altaar toe vandag. Kom na die altaar toe. En ons het nie klipaltare hier soos in die Ou Testament nie, ons lewe in die Nuwe Testament vandag. Ons het 'n houtaltaar, en daai altaar is die kruis van Jesus Christus. En miskien het jy dalk vandag nodig, ek het gesê daar's 'n on-ramp vandag na die G1 toe, miskien het jy nodig om voor die altaar, die kruis van Jesus te kom kniel, en al jou sonde, jou smarte, jou siekte, jou gebrokenheid, net voor hom te kom neerlê, en te sê, Here, ek gee my sonde, ek gee al hierdie goed vir U, ek kom kniel voor die kruis van Jesus, en Here, ek vat U vergifnis, ek vat U verlossing, U vrye spraak, ek vat nuwe lewe. Here, kom, plaas my op 'n nuwe direction, kom plaas my op 'n nuwe pad. So hier's mense wat nog nooit op die pad was nie, dit moet oorweeg. Gee dit 'n go, man, wat kan jy verloor? Ek dink jy kan baie meer wen. En dan is die van ons wat moet terugkom op daai pad vandag. En dan is die van ons wat sê, ek is op die G1 vandag. En vir die laaste paar minute wat ek het, wil ek met jou praat oor die vyand se strategie, dat jy weet wat hy gaan doen om jou van daai pad te probeer afkry. Want hy gaan dit doen, dit is wat hy goed is mee, dit is wat hy gaan probeer doen in elke een van ons lewens. So Abraham kom terug na die Here toe, en jy gaan dalk vandag moet terugkom na Jesus toe. Kom na die altaar toe. Kom na die kruis toe. Sê, Here, ek wil net weer alles vir U kom gee. En dan skuif die skrywer sy fokus weer van Abraham af na Lot toe, en ons lees hier die volgende vers. Hy sê in Genesis 13:5-6, hy sê, Lot, wat saam met Abraham was, onthou dit was sy broerskind gewees, so dit is baie direkte familie gewees, het ook baie klein vee, groot vee en tente besit. Maar Abraham en Lot kon nie meer by mekaar woon nie. Want die weiveld was te klein vir hulle groot troppe vee, hulle kon dus nie meer saam met mekaar boer nie. So hulle gaan nou van Egipte af, gaan hulle in die Negev woestyn in, julle weet woestyn,
dis nie rarig, daar's nie baie nie, die Negev-woestyn veral. So nou is net plek water en weiding en vrugbare grond, en die wat wel in die Negev-woestyn beskikbaar was deur die Kanaaniete en die Ferisiete beset gewees. So is die oorspronklike inwoners van Kanaan gewees. So nou sit hulle met al hierdie goed en al hierdie skape en kleinvee en goed, en nou sê Abraham vir Lot, okay, so ons moet nou aangaan, ons is nou terug in Kanaan, maar ons kan nie almal op een plek bly nie, of ons gaan almal doodgaan op een plek, of ons gaan split, en jy vat jou diere en jou huishouding soontoe, en ek myne soontoe. En hy sê, so ek het 'n idee, kom ons split, Lot. En dan sien ons, Abraham is die patriarg, hy is die een wat die belofte ontvang het, hy is die een wat die Here gesê het, ek gee vir jou 'n land, en vir jou nageslag nie Lot nie. So Abraham kan kies, wat se deel hy wil hê. Dis soos my kinders, as ek sê altyd, hier is 2 stukkies wat lemoen, dan kyk, jy kan altyd sien, hulle albei gaan vir die grootste een heel eerste. Okay, en ons sê, so kom met ek die kleintjie. Julle ken daai dynamic, maar Abraham, sien ons hoe die Here sy lewe verander het na Egipte. Hy sê vir Lot, kies jy. Hy sê, Lot, as jy regs wil gaan, sal ek links gaan. Hy sê, as jy links wil gaan, sal ek regs gaan. Die Here het vir ons hierdie land gegee, kies, waar jy in hierdie land wil bly. Ons kan in hierdie land vrylik rondbeweeg. Kom ons lees dit. Abraham het die saak met Lot bespreek. Hierdie getwis tussen ons veewagters, want toe begin die veewagters nou kwaad raak vir mekaar. Hy, dis my weiding en dis my water en skram en vat jy die pad in. Hierdie getwis tussen ons veewagters moet na einde kry, het hy gesê. Ons is tog naby familie. We are family. Kies jy enige deel van die land, dan gaan ons uitmekaar. As jy ander kant toe wil gaan, sal ek hier bly. As jy verkies om hier te bly, sal ek elders heen trek. Abraham, wat terug is op die G1, terug is op God se pad vir sy toekoms, sê, weet jy wat, Lot, jy kan kies. Weet jy wat, ek gaan God se beloftes vir my lewe vertrou. Egipte het nie uitgewerk nie, so ek gaan God se beloftes vir my lewe vertrou. Die vyand gaan probeer om hierdie jaar jou fokus te steel met goed, om jou van daai pad af te kry. Het die Here regtig so gesê? Is God regtig in beheer? Weet God regtig wat hy doen? Is jy seker, die pad waarop jy is, kyk hoe lyk dit om jou, is jy seker, God weet wat hy doen? Hy doen dit al van die begin af met Adam en Eva, nie waar nie? Regtig het God so gesê. Het hy gesê, hulle mag van al die bome eet, net nie van daai een boom nie. Okay. Ek dink julle kan van daai boom eet. Hy sê bang julle gaan soos hy word. Daar's ander opsies. So hoef nie op hom te fokus nie, ons begin rondkyk. Ons begin opsies buite God se plan, sy pad en sy purpose vir ons lewens ontdek. En dis waarop Lot was. En dis die eerste ding, hy laat jou plaas van opkyk, rondkyk. Die volgende vers sien ons hoe hierdie ding stadig maar seker vorentoe gaan. 3 vers 10. Die hele gebied was waterryk, soos die tuin van die Here of die vrugbare Egipte. Dis nog voor die Here Sodom en Gomorra vernietig het. En die realiteit wat ons hierso sien vandag, is, hy gaan altyd, tweedens, as hy jou gekry het om nie op te kyk nie, maar rond te begin kyk en weg te kyk van God af, gaan hy die volgende ding doen. En die volgende ding is, hy gaan die pad weg van God af altyd vir jou meer aanloklik laat lyk, as die pad na God toe. Jy het dit al gesien? Die pad weg van God af. Ou mense het gepraat van die breë pad. Dit lyk altyd meer aanloklik, dit lyk altyd meer exciting. As jy eers begin rondkyk, gaan hy vir jou opsies gee. Hoekom is dit so? Want op God se pad het jy God se beloftes, maar op die pad weg van God af, die V1, het jy jou begeertes. Op God se pad gee hy vir jou sy beloftes, en op die V1 gee die vyand vir jou begeertes. En hoekom dit baie meer aanloklik vir ons is God se beloftes vat partykeer nogals lank om te gebeur, nie. Jy moet partykeer wag, dit vat tyd. So nou wil jy nie wag nie, jy's haastig en so, en wat gebeur? Nou kom die vyand en hy sê, maar vergeet die beloftes, kom ons kyk na wat is jou begeertes, wat is jou behoeftes? En hy tap in op dit en hy sê, op my pad gaan ek daai vir jou gee. En dis instant gratification. En omdat ons in 'n instantaneous kultuur lewe, love ons instant gratification. Hy sê wel, voordat God sê met sy belofte en sy plan, maar ek kyk na ander opsies, want ek het nou hierdie nodig. Ek het nou nodig dat dit in my lewe moet gebeur. Ek het nou hierdie plan, of ek wil nie wees nie, of ek het hierdie gevoel, of wat ook al dit uiteindelik mag wees. Nou, hier is die probleem met sy pad. Hier is die probleem met sy opsie, wat hy vir jou gee. En dit het ons nou in hierdie skrifgedeelte gelees. Hy sê daar, dit is soos die tuin van die Here. Dit het gelyk soos die tuin van die Here. Dit is nie die tuin van die Here gewees nie. Dit was nie God se beste gewees nie. Dit lyk soos die tuin van die Here. Jy sien, die vyand gee altyd vir jou opsies wat tweede beste is. Hy gee vir jou cheap imitations van dit wat God vir jou gee. Hy beloof vir jou
die wêreld en dan sien jy uiteindelik jou agterwêreld as jy daai opsie vat. Hy bied vir jou iets aan wat lyk asof dit van God af kan wees, of dit beter selfs is as wat God vir jou kan gee. En dit word gevul deur jou begeertes binne in jou. En hy gee altyd vir ons iets wat soos dit lyk wat die Here wil gee, of soos dit wat ons gedink het ons wil hê in ons lewens. Ek wil vir jou sê, die duiwel gaan vir jou altyd aanloklike opsies op jou pad sit. Die vyand gaan altyd sorg dat daar gekyker word vir jou begeertes op die V1. So eers kry hom rond te kyk, gaan hy vir jou sê, nee, ons kyker vir jou, moet jy 15 jaar wag vir God se belofte, hier by ons kan jy dit dadelik kry. En dit lyk aanloklik, altyd meer as God se pad, want dit word gevuur deur jou begeertes. En wat gebeur? Ons begin ons integriteit prys gee, as ons nou prakties staan dink vir sukses. Ons wag nie meer op God se tyd nie, ons vat reg in eie hande. Ons moes eintlik dit wat ons aan God moet oorgee, probeer ons beheer in ons lewens. 'n Tipiese voorbeeld daarvan is, jy weet die Here sal vir jou sorg. Jy weet die Here het vir jou gesê, bly op my pad, doen eerlik met integriteit besigheid, jy's op my pad, ek gaan vir jou sorg. En dan lyk dit nie of hy sorg nie, dit lyk nie of die inkomste inkom nie, dit lyk of jy net woestyn rondom jou sien. En dan sê jy wel, weet jy wat, hier's nou hierdie deal, hier's hierdie transaksie, ek gaan na opsies moet kyk buite dit wat God gesê het, naamlik om te vertrou op hom. Ek gaan moet kyk na iets anders in my lewe. En ek gaan staat maak op dit wat hy wil. Ek gaan dalk nie staat maak op hy wil hê vir my lewe nie. So ek gaan daai opsie moet kies en dan gee jy toe aan daai dodgy deal of waar jy integriteit moet prys gee. Want jou begeerte is, ek kort nou geld of ek wil goed lyk of ek wil ook daar ry en dit bly of wat ook al dit mag wees. So instant gratification. En dit is presies wat in Lot se storie gebeur het. Die oomblik wanneer jy begin kies om rond te kyk in plaas van opkyk, wanneer jy kies dit wat reg lyk in plaas wat reg is, dit wat aanloklik is, dan is jy gereed vir die volgende stap. En weet jy wat het Lot volgende gedoen? Toe kies Lot die Jordaanvallei en trek ooswaarts. So is die twee mans van mekaar af weg. Die derde ding wat hy gaan doen om jou af te trek, dis half 'n progressiewe pad wat hy met jou gaan stap. As hy jou eers gekry het om in te koop, is aanloklik, dan gaan jy op 'n plek kry om daai keuse te maak. Weet jy hoe beland jy boots and all op die V1 op 'n pad weg van God af hierdie jaar? Jy maak die keuse om te reageer, te act op dit wat hy vir jou gewys het. Die eerste twee, om rond te kyk en net hierdie aanloklikhede te sien en te oorweeg, is iets wat in jou hart gebeur. Gebeur hier binne in jou. Maar hierdie derde ene is wanneer jy kies om daai kompromie te sluit. Wanneer jy daai keuse maak om vir hierdie ding te gaan wat buite die beloofde land lê. Want ek weet nie of jy geweet het nie, maar die Jordaanvallei is buite die beloofde land. God het gesê, ek gee vir jou die beloofde land. Ek gee vir jou Kanaan. Lot sê, net die Jordaanvallei lyk vir my baie beter. En hy maak daai keuse om soontoe te gaan. En die oomblik wat jy daai keuse maak, is jy op daardie pad. Die oomblik wat jy daai keuse maak, is jy fair and square op daai pad. En jy is op pad na 'n plek weg van God se bestemming vir jou lewe af. Die oomblik wat jy daai WhatsApp stuur vir die vrou wat nie jou vrou is nie. Die oomblik wat jy daai transaksie sluit wat jy weet is dodgy en onder die tafel. Die oomblik wat jy daai uitnodiging aanvaar na 'n plek en na 'n ding toe wat jy weet jy moet nie wees nie. Die oomblik wat jy daai oproep maak, wat jy daai e-mail respond, die oomblik wanneer jy daai boeking maak of wat ook al dit mag wees, daai oomblik as jy oorgaan tot aksie, dan is jy op daai pad. En wat is die uiteinde as ons na daai skrif kyk? Dit is op daai punt waar Abraham en Lot van mekaar af wegbeweeg het. Dis op hierdie punt wat jy en God van mekaar af wegbeweeg. Dis op hierdie punt waar jy en jou geestelike familie of jy en jou mense van mekaar af was. Op hierdie punt waar jy op jou eie is en vinnig op pad is in jou eie rigting. En iets wat met 'n klein kompromie begin het, begin spoed optel. Elke keuse wat jy op daai pad maak om op daai pad te bly, bou momentum. Dit bou momentum. En dit begin spoed optel soos ek gesê het. En voor jy sien is hierdie 'n snowball effek in jou lewe en jy's fair and square op hierdie pad en jy is baie vinnig soos 'n supertube. Hy gaan ons af, nee, imagine 'n supertube wat opgaan boontoe. So hierdie supertube gaan af, nee, en hy vat jou baie vinnig en hoe langer jy op hom is, hoe meer momentum het jy en hoe vinniger gaan jy onder toe. Nou shipwreck. Nou skipbreek in jou lewe. Volgende vers sien ons hoe dit in Lot se lewe uitspeel. Terwyl Abraham in die land Kanaan gebly het, het Lot sy tente tussen die stede in die vallei opgeslaan naby Sodom.
Die inwoners van hierdie gebied was sleg en het baie teen die Here gesondig. Jo, hier is 2 mense, 2 families, begin saam in Kanaan, in belofte, in God se land. En hier is ons op 'n plek waar hulle eindig met 2 verskillende bestemmings. Abraham kies om op te kyk na God. Hy kies om te fokus op God se beloftes, God se plan, God se timing, God se karakter en te sê, hier is nie weiding nie, hier is nie gras nie, hier is nie landbougrond nie, maar ek gaan in hierdie land bly. En God vertrou. Ek het mos aan my les in Egipte geleer. En hier is Lot wat begin rondkyk, hy fokus op dit wat aanloklik is. Hy maak die keuse om te gaan vir dit wat aanloklik is. En uiteindelik sien ons in sy lewe, hy beweeg nie net weg van God af nie. Hy gaan slaan kamp op. Julle het dit saam met my gelees? Hy gaan slaan kamp op naby Sodom. En dis wat ek nou vir jou gesê het, hierdie ding tel momentum op. Jy gaan nie net op daai pad nie, jy gaan nie net vinniger op daai pad nie, hoe langer jy op daai pad bly, hoe langer jy met daai leefstyl, Sodom is altyd vir 'n metafoor van 'n lewe weg van God af, hoe langer jy met 'n lewe weg van God af besig is, hoe langer jy met 'n plan en 'n purpose en 'n encounter weg van die Here se plan en purpose vir jou besig is, hoe meer gemaklik raak dit op daai pad, hoe meer tuis raak jy op daai pad, en uiteindelik gaan kamp jy uit op daai pad, naby Sodom. En jy raak gemaklik met dit. En weet jy wat, as jy naby Sodom gaan uitkamp, dan word jy naderhand omring met Sodom se mense. En dit was wille mense, jy het nou gelees wat daai vers sê, is mense wat teen God gesondig het. En hoe langer jy tussen daai mense is, hoe meer begin dit aan jou afsmeer. En voor jy sien, word jy deel van hulle. En voor jy sien, word jy een van hulle. En voor jy sien, dat jy nie meer gekamp in 'n tydelike ding daar nie, jy daar gaan reside, jy trek in Sodom in. En jy settle in die leefstyl weg van God af. Wat het met hom gebeur? Ons lees dit in daai vers, Genesis 19 vers 1. En dis 4 hoofstukke aan. Kan ek vir julle wys waar Lot uiteindelik geëindig het op hierdie V1, pad van God af? Daardie aand het 2 engele by Sodom aangekom. Lot het juis in die poort van Sodom gesit. Waar het hy begin in Kanaan? Waar het hy beweeg? Op die pad na Sodom toe. Hy gaan kamp uit op daai pad. Hy trek in Sodom en lees hier die volgende gedeelte. Hy sê, toe hy hulle sien, het hy opgestaan om hulle te ontmoet. Hy het vir hulle verwelkom en laag voor hulle gebuig. Meneer, sê hy, kom gerus saam met my na my huis toe. Hy het vir hom grond gekoop, uiteindelik in Sodom. Uiteindelik vir hom grond gekoop daar. Sien julle, dit is die sirkel wat die pad weg van God af met ons stap. Hier is die circle completed. Begin by rondkyk en het geëindig by 'n huis in Sodom. En dit is die rede hoekom baie wat vandag hier sit, uiteindelik op so 'n plek in jou lewe gaan eindig. Hierdie jaar as jy nie vandag 'n intentionele keuse maak om op die G1 te kom en op die G1 te bly nie. Die wat nie die storie se einde ken nie, dit eindig nie goed vir Lot nie, by the way. Dit eindig glad nie goed vir hom nie. Dit het nie 'n goeie einde nie. En dit is wat ons laastens sien hierso. Ons sien laastens dat die pad weg van God af het altyd 'n pynvolle einde. Pad van God af het altyd 'n pynvolle einde. Die pad weg van God af is altyd 'n langtermynplan vir pyn gewees. Hy verloor sy goed, hy verloor sy gesin, die gesin skeer uitmekaar uit, sy vrou gaan dood. Jy onthou die soutpilaar storie. Dis chaos en drama gewees in sy lewe. 'n Volskaalse skibreek wat in sy lewe plaasgevind het. Vernietiging en skade. Ek wil afsluit en vir jou sê, as jy op daai pad gaan bly, die V1, dan gaan dit ook nie goed eindig vir jou hierdie jaar nie. Jy kan hoop en bid en koemboeke bekertjie sê, magnete opsit, it's gonna be a great year. Dit gaan nie 'n great year wees as jy op 'n pad is weg van God af nie. Dit gaan nie goed eindig vir ons. Dit gaan nie goed eindig vir jou huwelik nie. Dit gaan nie goed eindig vir jou gesin, vir jou loopbaan, vir jou finansies nie. Dit gaan nie goed eindig vir jou geestelik en jou verhouding met die Here nie. En dit is die Satan se plan, dis die vyand se plan met elkeen van ons. Wil jy laat rondkyk. Hy wil vir jou meer iets aanlokliks wys, maar weer die aanloklikheid is altyd maar 'n cheap imitation van dit wat God vir jou wil gee. Hy wil op jou begeertes kom inspeel. Hy wil jou kom wegtrek en dan wil hy jou help om 'n keuse te maak om te kies, om te skei van God, te skei van God se plan en purpose en bestemming vir jou.
En dan wil hy jou vinniger laat momentum optel op daai pad. Hy wil hê jy moet gaan uitkamp in daai lifestyle en daai keuses. En uiteindelik wil hy jy moet opeindig deel van Sodom, een met Sodom. In daai situasie. So ek is klaar en ek vra vir jou die vraag, op watse pad wil jy hierdie jaar wees? En ek wil dit net sê ten slotte, ek het eintlik 'n totale ander boodskap gehad om vandag te bring. En die Here het vir my donderdag, toe vat die Here my in 'n totale ander rigting. Sê ek, Here, hierdie is nie vreeslike exciting nuwejaars boodskap nie, dis 'n vermaanende boodskap en die Here het vir my gesê ons moet dit doen hierdie. Want die Here se hart is dat jy sy begeertes en sy behoeftes en sy bestemming vir jou lewe sal bereik, maar die Here wil hê jy moet verstaan dat as jy nie waaksaam gaan wees nie, as jy nie wakker gaan wees nie, as jy nie by hom gaan wees nie, gaan jy op daai pad gaan. So, ten slotte vra iemand dalk vir my, jy weet, wat doen ek nou? Die goeie nuus, jy is mos hier vir goeie nuus. God se pad is nooit gesluit vir jou nie. Die G1 het altyd 'n onramp. Jy kan enige tyd op die G1 klim, jy kan enige tyd op sy pad uitkom. Kyk na Paulus, kyk na Petrus, kyk na soveel mense, nee. Jy kan dit vandag doen. Hoe bly jy op daai pad? Is dalk die vraag. Want baie sê ek is op daai pad. Nou hier is die deal. Hoe bly ek op daai pad? Kan ek vir jou sê? Leer by Abraham. Leer by Abraham. Wat het Abraham gedoen? Laaste vers. Terwyl Abraham in die land Kanaan gebly het. Hy het in Kanaan gebly. En dan sien ons 'n paar verse later, terwyl hy daar bly, sê die Here vir hom, hierdie volgende woorde, vers 15, die hele land wat jy sien, Abraham, gaan ek vir jou en jou nageslag as permanente eiendom gee. Kom, trek nou kruis en dwars deur die land, want jy het vryheid, ek het dit vir jou gegee, want ek gee dit vir jou. Daarna het Abraham sy kamp verskuif na die groot bome van Mamre naby Hebron. Daar het hy 'n altaar vir die Here gebou. Staan vir my twee goed uit. Wat moet jy doen? Bly in Kanaan. Bly op die pad. Bly op die G1. Bly op God se belofte, God se bestemming vir jou. Al maak dit nie sin nie, al lyk dit nie nice nie, al voel dit nie vir jou of dit is waar jy wil wees nie, al wil daai begeertes oorneem, bly by die beloftes. Bly by die beloftes. En hoe jy dit doen, sien ek in hierdie skrifgedeelte is, slaan jou kamp op by Hebron. Weet jy of jy geweet het nie, maar die Hebreëse woord Hebron beteken fellowship. Dit beteken alliansie. Dit beteken verhouding. Dit beteken connection. Dis wat dit beteken. Dit beteken verbintenis. Dit beteken vriendskap. Wat doen Abraham? Hy sê ek gaan op die G1 bly. En ek gaan kamp opslaan nie by Sodom nie, maar by Hebron. Ek gaan 'n vriend van God wees. Ek gaan in alliansie met God leef. Ek gaan in samewerking met God leef. Ek gaan in verbintenis met God leef. Ek gaan in fellowship met die Seun van God bly. Ek gaan Jesus volg in ons Nuwe Testamentiese taal. Ek gaan stap waar Jesus stap. Ek gaan loop waar hy gaan. Ek gaan doen wat hy vir my sê om te doen. Ek gaan nou geset agter die Seun van God aanstap hierdie jaar. My verhouding met hom gaan paramount wees, number 1 wees. Ek gaan agter hom aanstap, gaan by Hebron kamp opslaan. En ek gaan 'n altaar bou en ek gaan aanhou om die Here te aanbid. Bly 'n vriend van God hierdie jaar, bly by die Here, bly in fellowship met hom. Omring jou lewe met omstandighede wat jou in fellowship en in verhouding en alliansie met God bly. Moenie uitplak uit ons geestelike familie uit nie. Moenie kerk skiep nie. Raak deel van 'n klein groep. Kom by jou persoonlike stilte tyd uit. Bid, lees God se woord. Vas, omring jouself met mense. Bly by Hebron en bou 'n altaar vir die Here. Ons hoef nie fisiese klippe op mekaar mee te sit nie. Wat is die altaar wat ons het vandag? Romeine 12 sê, gee jouself aan God as 'n lewende, heilige, God welgevallige offer. So hoef nie 'n klipaltaar te bou nie. Wat is ons altaar oomblikke wat jy aanhou om jouself vir die Here te gee? Here, ek gee myself vir U. Here, ek bly by Hebron, ek bly in Kanaan, bly op die G1. En ek is bewus van die Satan se triks. Ek gaan nie rondkyk nie. Ek gaan nie na die aanloklikhede en dit vaskyk nie. Ek gaan nie daai pad vat nie. Ek gaan nie keuses maak wat my wegvat uit die belofte uit nie. En ek gaan nie inkoop in die langtermynplan verby nie.
En mag die Here ons help hierdie jaar om dit te doen, as 'n gemeente, as 'n gemeenskap. Mag ons God se pad kies. En mag ons vandag 'n keuse maak en sê, ek bly op die G1. Almal van julle wat al ooit iewers heen getravel het, weet jy, moenie afdraai paadjies vat nie. En daar rond, dit is gewoonlik 'n disaster. Bly op die Here se pad. Kom ek bid vir ons. En Here, baie dankie dat ons vandag u woord kon hoor. En Here, dis nie om ons in te perk nie. Dis nie om ons van te spoil nie. Dis nie om ons enigstens in te ry nie, Here. Op u pad is daar vryheid. Is daar volheid. Soos Abraham met die hele land heen en weer gekruis. Hy is nie beperk gewees nie. Die vyand wil ons altyd laat glo, u beperk ons. O, maar hier is 'n pad wat unlimited opsies vir jou het. Here, dat ons op God se pad sal bly, die Here se pad, dat ons, Jesus, dat ons u sal volg, 'n keuse sal maak. Dis nie iets waarna ek in evolve nie, ek maak 'n keuse en sê ek gaan Jesus volg. En soos ons u volg, Here, dat ons besig sal hou met God se dinge, by Hebron sal bly. Altare sal bou, self op die altaar sit elke dag as 'n lewende offer, ek kies dit. Ek gee myself in totaliteit, ek gee my huwelik, my werk, my finansies, alles gee ek elke dag vir u. Sê, lei my Here, lei my. Ek bid Here dat ons as 'n gemeente sal kies om op God se pad te stap. Die wat nie deel is van ons gemeente in die God se pad sal stap. Ons op die G1 sal bly en weg sal bly van die vyand se pad, want ons weet Here, dit eindig altyd in distraction en pyn. En dit vat soms lank om daar te kom, maar dit is die uiteinde. Bewaar ons, beskerm ons en help ons Here. Ons bid dit vandag in die naam van Jesus. En almal sê saam. Amen. Mag die Here jou ryklik seën en baie jammer dat ek oor die tyd gegaan het vandag. As jy uitbeweeg, daar's vir jou heerlike bederfie daar buite, kry vir jou melkie, dis 'n super M, wat sê as op jy 'n super M jaar, okay? Be blessed.